Wat 'n voorreg om saam met jou op 'n Sondag aand te kuier. Begin van 'n nuwe week. My pastoor Stef, altyd lekker om saam met jou te kuier. En mag vanaand een unieke sessie tot jou hart wees. Benodig jy wonderwerk? Benodig jy 'n deurbraak? En jy voel dat dit nie moontlik is nie. Wel, ek wil vir jou sê, by God is alles moontlik. Vanoggend het ek in Silver Lakes in Pretoria Oos bedien, en wat 'n lekker tyd was dit saam met pastoor Henk en sy vrou en hulle gemeente. Ja, en ek gaan verseker môre 'n paar foto's plaas en dan sommer net 'n adres. As jy in die Pretoria Oos omgewing is en jy is op soek na 'n gemeente waar jy kan betrokke raak, of wil ek vir julle sê, mense wie se harte oop is vir bediening. Tannie Stella Eilers is by hom in die gemeente. Nou, dit sê alles. As jy vir Tannie Stella geken het, dan sal jy weet. Dis mensies wat die pad reguit stap. Dit is lekker om saam jou te kuier, en ek moet vir jou sê, na 'n besonderse week, 'n week wat, jy weet, so soet lekker, of hoe kan ek sê, bitter soet was. Ons sou gister geland het uit Israel uit, en omtrent seker so 17-18 ure net voor ons sou vlieg, verlede Saterdagoggend, is ons vlug gekanseleer. Weet jy wat, ons praat vanoggend in die kar op pad kerk toe. Ons sou nog steeds in Israel gesit het. Ons sou nog steeds iewers in 'n banker moes weggekruip het. Nou, die Here se tyd is die beste tyd. Nou dink nou net, ek sou mos nou nie een aand sonder julle kon, jy weet, uitsaai en daar moes sit en julle nou moes mis nie. Dit is vir my baie lekker om my aande hier by die aanlyn kerk sommer maar net die woord te bedien. En jy sal sien as dit jou eerste keer is vanaand op TikTok en dalk ook op Facebook, my nommer kom gereeld op. Ek weet Elmarie plaas my nommer op TikTok en Renier en Lysias op daar's hulle nou net op Facebook. Man, 'n man so na aan my hart. Hy en sy vrou is altyd net so op tyd. En my nommer verskyn juist dat as jy nog nie op ons WhatsApp groepe is nie. En ek sien ons is oor die 2000 al en ons gaan nou na 3000 toe. Wat elke dag my boodskapies so ontvang, wat ek ook Here vertrou dat dit baie besonders gaan groei binnekort. Ek wil sommer vir julle noem terwyl ons besig is om, jy weet, almal aanlyn te kom. Jy weet, as ek besig om, jy weet, ek vertrou die Here vir 'n studio en ek glo dat dit gaan binnekort sommer in volle gang wees. En as jy wil betrokke raak en jy sê ook vir my, Stef, ek wil graag betrokke raak by die aanlyn bediening, praat met my. Ek wil vanaand vir jou sê, na vanoggend se diens het ek net weer eens besef, terwyl ons gesels het, hoeveel mensies by die huis sit en die aanlyn kerk kyk, en hoeveel mensies jy weet, daardeur geestelik ook gestig word. Natuurlik is die fellowship saam met mense. Vanoggend, daar was so warmte gewees in die kerkie. Dit was so warmte van die teenwoordigheid van die Here. Dit het so, jy weet, dit is my altyd lekker, en ek wil ook sê dat God, die woord sê, God sal in die laaste dae, jy weet, op verskillende maniere, bonatuurlik, jy weet, werk, en die woord sal uitgaan. En ek moet vanaand vir jou sê, hierdie is vir my besonders om te besef, jy weet, dat ons lewe en ek gaan so oor 'n paar weke, gaan ek juis oor hierdie boodskappe praat, oor die 7 gemeentes en die laaste gemeente waar die kerk vandag in is, waar ons in is, en wat op die kerk wag, en wat vir ons as gelowiges, waar ons nou is, op die tydlyn, en op die kalender, op God se kalender, en volgens Openbaring 3, die 7de gemeente,
hierdie is die laaste gemeente volgens Openbaring voor Christus gaan kom. Nou, vanaand is vir my baie lekker om saam met julle TikTokkers en op Facebook te kuier en mag Here jou ryklik seën. Ek wil dankie sê vir elkeen wat hierdie blad ondersteun en dit share en iemand tag en dit aanstuur. En as jy nie op die groep is nie, ek gaan vanaand se boodskap in PDF formaat daar plaas sodat jy dit kan plaas, sodat jy dit kan vat en deur dit kan gaan en wees sensitief vir die Heilige Gees. Ek is maar net 'n instrument. En ek sê dit soveel keer, ek is maar net 'n mens. Ek het dit vanoggend ook gesê terwyl ek gepraat. Ons almal maak foute, ons almal het behoeftes, ons almal weet het 'n begeerte na meer van God ook in ons lewens. En vanaand is hierdie boodskap weer een van daai boodskappe van ek is baie lief vir Abraham want ek het baie konnektasies uit die woord of ek geniet gedeeltes uit Abraham se lewe. Ek geniet gedeeltes uit Dawid se lewe. 'n week waar vanaand harte en lewens sal aanraak. Mag vanaand ook 'n aand wees waar jy ontvang en ervaar die krag en die salwing van Christus in Jesus se naam. Amen. Ek sien die mense sê hulle verloor my op Facebook en ek weet net nie, ons sal nou kyk of ek terug is daar. Is ek terug? Ek glo ek is terug. Dit lyk nog of ek aanlyn is. En ja, ek vergeet. Daar sê dankie Erika. Tannie Erika. Vanaand wil ek juis oor hierdie gedeelte praat en ek wil Genesis 18 sommer gou aan jou voorhou 'n paar versies en dan gaan ek deur die woord gaan vanaand en mag vanaand ook sommer maar net weet vir jou 'n openbaring bring. Ek kom agter op plekke in die huis, soms het ek nie lekker opvangs nie, waar daar, jy weet, oralste versterkers is, maar ja, ongelukkig iewerste daar aan die ander kant, ek hoor hulle sê bo in Nigerië, bo in Afrika, die kabel seer gekry. En dis hoekom ons so sukkel met ons sein deesdae. Maar hulle is besig en hulle sê ons gaan vinnig die spoed van ons wifi gaan binnekort weer nommer 1 wees. Wel, dis Afrika, kom ons kyk maar. Die woord sê in Genesis 18. Hy sê Abraham en Sarah, hoor dit sê in vers 11, vers 13 en vers 14. Hy sê Abraham en Sarah was albei baie oud en Sarah was verby die ouderdom van kinders in die wêreld bring. En toe vra die Here vir Abraham, waarom lag Sarah? Waarom dink sy, sal ek werklik 'n kind in die wêreld bring nou dat ek oud is? Dis nou Sarah wat hier praat. Is iets te buitengewoon vir die Here? Op die vasgestelde tyd sal ek terugkom en volgende jaar, hierdie tyd, sal Sarah 'n seun hê. Ons het baie keer hierdie vraag wat ons vra. Die Here gee nie vir my om nie. Hoekom laat hy toe dat slegte dinge? Pastor Stef, hoekom laat die Here toe dat sekere goed gebeur? Het jy dalk al soortgelyke goed kwyt geraak in jou lewe? Of dit miskien, sonder om dit vir iemand te sê, stilletjies in jou gedagtes gedink? Jy is nie alleen as jy so voel nie. Wel, baie ander mense dink ook soos jy dink vanaand en voel soos jy dalk vandag voel. Selfs in die Bybel lees ons van mense wat die Here van onregverdigheid beskuldig het. Maar voordat jy vanaand by 'n plek kom, Boeta of Sissa, om God in hierdie beskuldige bank te plaas, moet jy onthou dat 'n mens jou maklik kan blindstaar teen jou eie omstandighede. Dan herhaal jy maklik daardie immergroen klagtes. En soos die goed daarin van ander mense. Die Here het van my vergeet.
Hy gee nie meer vir my om nie, pastoor. Dis eenvoudig, wil ek vir jou sê vanaand, wat luister, dit is nie waar nie. Jy mag nooit God se nabyheid of sy afstand meet aan jou eie gevoelens of omstandighede nie. Nooit ooit in jou lewe kan jy dit doen nie. Moenie dink dat God regtig ver van jou af is, omdat jy vanaand of vandag of vir die laaste seisoen in jou lewe so voel nie. Moenie uit jou swaar kry, en hoor wat ek vanaand vir jou sê, moenie uit jou swaar kry aflei, dat God van jou vergeet het nie. Want God laat jou nie in die steek, as dit 'n slag rof gaan in jou lewe nie. En ek dink jy moet by so 'n plek in jou lewe kom, ek kan nie dink of ek ooit, ek dink seker maar elkeen van ons verhouding is anders rondom God, maar in my lewe kon ek nog nooit op 'n plek kom om God te betwyfel nie. En ek wil vanaand vir jou sê, die oomblik wanneer jy in God se troonkamer in beweeg van, in vorm gaan kniel, in sy teenwoordigheid, weet jy wat, dan openbaar hy homself. En daarom het ek nooit te twyfel, dat hierdie wat met Stef gebeur is, maar net tydelik nie. Hy laat jou nie deur sy vingers glip, as die lewensstorms rondom jou woed nie. Skeer, en ek wil hê jy moet my baie mooi hoor, skeer nou dadelik daardie bedankingsbriefie wat jy uitgeskryf het Vrydag, wat jy Maandag vir jou baas wou gee, of oor die naweek uitgeskryf het, of die gedagtes wat jy gehad het, skeer daai bedankingsbriefie op, wat jy die geheim voor God se deur wil gaan neersit. En dan wil ek vir jou sê, wil jy nie by 'n plek kom, om daai verwyte, laat staan jou verwyte teen die hemel, want dit is nie waar nie, laat staan jou verwyte teenoor God, kry asseblief vandag jou feite by God reg, jy self by God reg. Luister nie saam met my na Abraham en Sara se verhaal vanaand. Luister daarna vandag en kry jou feite voor God reg. Net soos ek sekere beplannings het vir hierdie week om by mense uit te kom, om met ouens te gesels, besigheidsmanne te gesels, rondom die Bybel vertaling en jy weet die druk van die Bybel, want dit is my werk. Ek is besig om, jy weet, ek werk vir die Bybelgenootskap om, jy weet, ons skryf die Bybel, ons druk die Bybel, ons sorg dat die Bybel op die rakke kom. Dit is waar ek werk. En so deur die week gesels ek met manne en met predikers, om mense te motiveer om betrokke te raak, sodat die woord van God kan uitgaan. Maar by dit saam het jy beplanninge. Ek wil graag hierdie week weer begin stap. Ek wil elke dag hierdie week ten minste 10 kilos, 5 tussen 5 en 10 kilos weer begin stap. Ek het vir my vanoggend gesê, dat ek kan nie toelaat dat omstandighede my roof van my gesondheid nie. Jy kan nie toelaat dat dinge jou roof van die nou oomblik nie. En so het ons beplanninge. En ek wil jou vra of in jou lewe juist nou, jou beplanning is om plek te maak en meer plek te maak vir God in jou lewe, om God meer te vertrou, om meer tyd met God te spandeer. Luister nie saam met my na hierdie verhaal en kry jou feite reg, waar jy dalk voel, jy's in 'n stryd met God, jy's in stryd met die lewe. Want in hierdie Abraham verhaal leer ons God ken as die God van groot en heerlike beloftes. Telkens wanneer God met Abraham in gesprek tree, oorweldig hy hom as ware met hierdie opwindende belofte in verband met Abraham se nageslag. En die Here beloof vir Abraham kinders. Maar nou staan die tyd nie stil nie. Dis 'n belofte waarop 'n mens nie onbepaald op kan wag nie. En Abraham en Sara het begin bekommerd raak, en toe het Sara besluit
om self hand by te sit. Klink dit nie bekend in ons lewens wanneer dinge net nie uitwerk nie, dat ons soms, jy weet, goed uit God se hand uitvat? Jy wat bid oor jou huwelik, jy wat bid oor jou finansies, oor jou gesondheid, oor jou werk, hoor baie mooi vanaand hierdie boodskap. Want hier kom Sara en sy oorreed vir Abraham om hierdie Hagar eksperiment uit te voer. En nou sê vir my, van wat praat jy nou, 'n Hagar eksperiment? Want deur die kind wat hy by Hagar verwek, waar Abraham en Sara vir God help om sy beloftes uit te voer. En dit word gou duidelik dat hierdie eie sinnige eksperiment hoegenaamd nie God se plan en goedkeuring weggedraai het nie. Want hulle wou dit vinnig, want hulle het gevoel, ek dink, Here, waar is U? U het dit gesê, ons glo dit. Maar Here, dit voel so asof U uit tyd is. Ek sien TikTok sê ek haak so 'n bietjie, maar ek gaan dit vanaand mooi, jy weet, weer plaas na die tyd. Hierdie video gaan vanaand op TikTok en op YouTube wees, direk na hierdie uitsending. Dan kan jy net weer gaan luister. Gaan kyk maar op Pastor Stef. Ek dink ons het so bykans amper 50.000 followers op TikTok en 81.000 jy weet, op Facebook. Ek kom agter dat YouTube op hierdie stadium, ek het so oor 1000 subscribers, dis gratis, maar gaan subscribe, ek dink die data is ook minder, en het vat minder, ek moet vir julle sê, ek dink die mense geniet YouTube baie meer, maar jy kan dit maar gaan kyk, daar Pastor Stef. Maar hier vind 'n eksperiment plaas, en hierdie vrou en hierdie man, wil dit uit God se hande uitvat. En dit word gou duidelik, dat hierdie nie God se goedkeuring wegdra nie. Toe ontmoet hy Abraham weer, en stel homself bekend, as God, die Almagtige. En jy kan dit gaan lees in Genesis 17. Die God wat alles kan doen, vir wie niks onmoontlik is nie. En ek sê dit soveel keer, vir Abraham, Isak en Jakob was hy getrou, en hy sal vanaand verseker, jou nooit in die steek laat nie. En toe volg die Mamre episode. En jy sê vir my, wat's dit? Want terwyl Abraham eendag in die skaduwee van sy tent in die warmte skuiling soek, met sy Weber braaiertjie om vir hom en Sarah 'n lekker farmhouse breakfast te maak. Man, kyk, hoe Abraham het gekyk na sy vroutjie. En hy besig is, en hy sit daar in die skaduwee, dit is maar net Pastor Stef se vertaling. En ewe skielik, terwyl hy besig is met hierdie farmhouse, dag daar 3 besoekers op, sê Genesis 17. En Abraham vervul sy rol as 'n gasvrye oosterling. Perfek. Hy laat hulle onmiddellik ete, hy berei vir hulle onmiddellike ete voor. Want hulle is besoekers en hy's gasvry. Dit was omdat hulle so ver van mekaar af gebly het en afstande moes afloop by mekaar uit te kom, was dit die orde van die dag, as iemand kom, word hulle voete gewas, en 'n tent word vir hulle voorberei, kossies word voorberei. Ag, jy moet tog asseblief volgende jaar saam met my Egipte toe gaan, dat ek julle 'n bietjie in die woestyn invat, en op so tyd daarso, ons het nou die aand gepraat, ek het nog altyd die begeerte om Petra toe te gaan, 'n stad wat uit die berg gekap is. Nou dink nou net, daar het hulle hitte opgeslaan, en hy en Sarah sit daar, en ewe skielik daag hy 3 mense op, en hy berei vir hulle ietsie voor. En hy weet natuurlik nog nie, dat hy in die waarheid 'n aantal hemelse besoekers besig is om te trakteer nie. Nog minder besef Abraham,
dat die Here self daai oomblik by hom aan ete sit. Wow. Met 'n maaltyd rustig aan die gang. Hoor vanaand hierdie gedeelte, en ek dink jy het dit dalk nog nooit so gesien nie, maar sien jy die prentjie, hulle sit daar in die skadu, in die woestyn, maak een van hierdie besoekers 'n sonderlike aankondiging. En hy kom en hy sê hierdie belofte wat Abraham nou al byna 25 jaar as 'n vae en onbepaalde toekoms verwagting in sy hart omdra, sal binne 'n jaar tot 'n vervulling kom. Sara gaan ons sien nie. Ek praat met jou vanaand oor die belofte en die wonderwerk wat jy verwag, want Abraham wag 25 jaar saam met sy vroutjie. Hulle het nie verwag daai dag toe hulle vir hierdie mense kos maak, dat hierdie man dit vir hulle gaan sê oor 'n jaar gaan dit plaasvind nie. Hoekom doen die Here dit? Hoekom maak hy so met sy kinders sê jy? Ek dink ons hou te min rekening dalk in ons lewens met die feit dat geloof, wat ek ook vanoggend oor gepraat het, iets is wat geleer moet word. Dit is waarskynlik omdat die meeste van ons nie juis van leer hou nie. Ons wil lewe, ja, ons wil arriveer, maar ons wil ons vestig en dinge begin doen. Jy dink dalk nou, jy wil aftree, maar God het dalk vir jou meer in store. Aftree is eintlik, dalk wil God vir jou sê, vergeet van aftree, jy moet nou aantree. Ons wil vestig en ons wil dinge begin doen en afskaal, maar ons wil nie leer van lewe en van glo nie. Dalk is dit hoekom ons so sukkel met die lewe. Dalk is dit hoekom jy so sukkel in jou lewe op hierdie stadium. 'n Hele klomp dinge in die lewe saam met God maak net nie meer sin as 'n mens verstaan dat die geloofslewe in 'n baie groot mate 'n leerskool is. Of wat kan jy daarvan hou of nie daarvan hou nie. En onthou die ironie is, ons kan beklei en kwaad wees daaroor en verseg om dit so te sê. En al wat ons in ons lewens daarmee gaan bereik, is om in hierdie proses ons lewens die nou oomblik verskriklik te wil kompliseer. Ook hierdie verhaal van Abraham en Sara maak net eintlik baie meer sin as 'n mens dit uit hierdie hoek uit bekyk. Bietjie anders hierna kyk. Want geloof werk ongelukkig nie so dat 'n mens op 'n dag besluit om te glo en die volgende oomblik kan jy ewe skielik alles doen nie. Dit is wat gebeur in hierdie verhaal van Abraham en Sara. Wat tot in hierdie stadium met hulle gebeur het. Waar hulle was, wat hulle die beloftes ontvang het en tot waar hulle gekom het, tot waar hierdie 3 manne aan hulle verskyn het, was 'n leerskool. Dit was 'n proses waar hulle in hulle lewens deur moes gaan. In jou huwelik is 'n leerskool. En jy sien die wag oor die geboorte van Isak gaan juist presies hieroor. Terwyl ek dit lees, besef ek dit. Dit gaan in die belofte en die geboorte van Isak oor meer as net die kind. Dit gaan ook daaroor dat die Here God besig was om 2 sondaar mense te leer wat geloof in die praktyk beteken. Wat dit beteken geloof in die praktyk vir Stefan, wat vir geloof beteken in die praktyk waar jy vanaand is. In hierdie oomblik vandag in is. Want terwyl hierdie gesprek aan die gang is, speel Sara, ken jy 'n luistervink? 'n vink? Ja. Sy is soos 'n vinkie langs die tent, op en af.
En sy luister terwyl hulle farmhouse breakfast geniet. Wat praat hulle? En gevolglik hoor sy dat sy volgens hierdie vreemdelinge wat nou net daar aangekom het, oor 'n jaar, hulle wag al oor die 20 jaar, oor 'n jaar 'n kind in die wêreld gaan bring. En Sarah sê die woord, gaan lees dit, sy kry sommer 'n lag aan haar. Ek dink sy sê gesê, hey, hierdie mansmens darm. Dis mos net dood eenvoudig onmoontlik. Ek is al op die kierie in 4x4x4. Die arthritis. Hoe kan hierdie manne so praat? Abraham het al amper Alzheimer's. Hallo? Jy voel dalk jy wag nou vir beloftes en hier kom hierdie. Dis mos net dood eenvoudig, sê sy, onmoontlik. En vers 11 sê, Abraham en Sarah was oud, ver op hulle dae. Dit het met Sarah nie meer volgens die reël van vroue gegaan nie. So niks het meer in haar gefunksioneer soos dit moes nie. Dink net aan haar baarmoeder. Dink net aan haar as vrou wees. Die natuur was eintlik volgens, of eintlik kan ek sê, die natuur was volledig teen haar. En Sarah lag. En ons sal baie dink, ag, hoekom? Nee, ek sou ook gelag het. Dalk as ek vanaand vir jou sê dat hierdie is jou week van deurbraak, sal jy lag en sê, Stef, ek wag al 6 jaar. Maar God kom staan by Abraham en by Sarah stil. En Sarah se lag is nie 'n lydende, 'n borrelende lag nie. Dit is 'n bar, bitter ingehoue lag. Dis 'n seerkry lag. Dis 'n lag met 'n traan. Dit is hierdie lag van 'n geloof wat so moeg geword het, dat dit die onmoontlike as belaglik uitlag. Hierdie is diep vanaand wat God met jou praat. Want hierdie Genesis skrywer teken nie net mooi prentjies oor geloof nie. En ek dink ons moet by 'n plek kom om vir mekaar te sê, my storie is nie jou storie nie. Nie een van ons stories is dieselfde nie. Joune klink dalk soos 'n afgrondstorie, soos 'n thriller, soos 'n Nightmare on Elm Street. Wat was hy Friday the 13th storie? Stef, jy verstaan dit nie. Julle stories klink so mooi, sê jy vanaand vir my op TikTok. Maar hoor my uit vanaand. Want geloof is nie maar 'n gladde, 'n maklike weg nie. Vra my ook maar. Ek dink elkeen van ons kan 'n boek skryf daaroor, nê. Want geloof is nie meer, is nie maar net positiewe denke of 'n tipe jeugdige optimisme wat vir alles kans sien nie. Geloof is dikwels in jou en my lewe moeilik. Ek moet sê, geloof is wonderbaar. Ek wil vanaand vir jou sê, geloof is broos. Want in die geloofslewe word 'n mens soms moeg. Wanneer jy in 'n storm sit en in siekte sit, word mens moeg. En dan lyk oorwinning in jou en in my lewe soms baie belaglik. En dan bly die reën soms weg. En die lewe begin bitter proe. Maar die gelowige bid soms ook, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie, maar U wil. En soms lag ons bitter vir ons eie geloof.
En vir God se woord, hoeveel keer in my eie lewe, en ek dink jy kan vanaand saam praat. Dat ons bitter lag oor ons situasies, oor dit wat ons in sit, en in dit wat ons in vashou. En dalk is jy vanaand daar, jy voel tussen hemel en aarde, alleen, eensaam. Ek wil vir jou sê, die Here hoor, want die Here hoor die bitter lag van hierdie geloofsvermoë man, hierdie geloofsvermoë vrou, die mens vir wie alles dalk te veel geword het, die mens vir wie net nie meer kan glo nie. En Sara se geluidlose lag bereik die Here se oor. Jesaja 59 kom en hy sê in vers 1, hy sê die arm van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te doof om te hoor nie. Ek sien 'n vroutjie vanoggend toe ek by die kerk al groet my mooi, en op 'n stadium vang my oog, sy het 'n klein oorstuk, hy steek so mooi agter die hare weg, om beter te kan hoor. En terwyl ek besig is, terwyl ons in die kerk sit en aanbid, kom dit by my op, en ek wil dit vir jou sê vanaand, daai vrou, terwyl ek bid, is dit asof die Here met my praat en sê, jou meganisme, jou hart, moet so mooi ingestel wees, dat jy my stem kan hoor. Waarom lag Sara? Waarom? Omdat sy in haar lewe hierdie storie, wat hierdie man van praat al tevore gehoor het, omdat sy dit al vir 24 jaar al lank hoor. Waarom lag Sara? Waarom? Omdat sy dit op 'n tyd wou glo, maar nou nie meer kan nie. Want ouderdom tel teen na, en jy voel vanaand, jy het beloftes wat opgesluit is, daar was geprofeteer, daar was woord gewees, jy het dit selfs gedroom, en jy het dit self oor jou lippe geproklameer. Omdat sy dit op 'n tyd wou glo, en nou voel sy kan dit nie meer nie. Omdat hierdie ganse moontlikheid nou onmoontlik geword het vir haar wat Sara is. En omdat hierdie hele idee wat sy so pas hier by hierdie breakfast gehoor het langs die 10, absurd en belaglik is. Daarom lag Sara. En jy voel ook so dalk. Sara sou vele antwoorde op hierdie vraag kon gee. Want sy sou dit in bitterheid kon uitspoeg. Maar dan vra die Here 'n vraag wat Sara nie kan antwoord nie. Is iets, in vers 14, is iets buitengewoon vir die Here. Ek wil dit vanaand waar jy nou sit en luister, vandag waar jy sit en luister, hierdie vers na jou toe bring, en ek wil dit vir jou vra. Presies, is iets te buitengewoon vir die Here? Jy sien, hierdie Hebreëse woord dui op iets wat bo die menslike begrip, ons eie denke uitgaan. Die doel van hierdie wonder wat die Here gaan doen is om sy genade aan die ontvanger bekend te maak. En dit is nie bloot 'n demonstrasie van sy krag nie. Hoor wat ek vanaand vir jou sê. God gaan verder as dit wat vir die mens moontlik lyk. Jy sien, geloof stap verby die, in my lewe het ek dit gesien, en ek wil vir jou sê, geloof stap verby die grens van die moontlike,
en begelei jou in 'n land van die absurde. Van die absurd, want die onmoontlike, die belaglike. Miskien moet ek en jy maar in ons eie lewe grawe vandag en dalk hierdie vraag vir onsself afvra, hoe diep? Stefan, hoe diep is jou geloof? Kobus, hoe diep is jou geloof? Benny? Jan, hoe diep is jou geloof? Is my geloof 'n geloof in God? Sluit my geloof die ongekende dieptes van God in? Of is my geloof maar net 'n vrome benaming vir my eie beste vermoëns? As hierdie gedeelte in Genesis vir ons iets wil sê, wil ek vanaand vir jou sê, is dit vir jou as vrou wat luister, is dit vir jou as man wat luister, wat moeg is, wat deur dinge gaan, deur siekte, dalk gaan jy deur siekte al vir maande, dalk al vir jare, in en uit by 'n hospitaal, in en uit by dokterspreekkamers, en dit is wat ek vanoggend gesê het, die rekeninge hoop op, en hierdie vrou het alles verkoop om net medikasie te kan kry, sodat sy gesond kan word, wat vir 12 jaar aan bloedvloeiing gelei het. Nie vir 'n paar dae nie, maar vir 12 jaar aan een. Ek dink sy het soos 'n spook gelyk. Ek wil vanaand vir jou sê wat luister, in die begin van 'n nuwe week, waar jy nou luister al, is dit in die middel van die week, of waar jy jouself bevind, hou aan glo wanneer geloof belaglik raak. Hoor wat ek vir jou sê, hou aan glo, wanneer geloof belaglik raak. Ander mense moes al gesê het, julle het hierdie beloftes al 20 jaar terug vir ons gesê, nog niks het gebeur nie. Ons het al aanbeweeg, ons het kinders, ons het kleinkinders, daar's al agterklein, en julle sit nog steeds hierso by 'n belofte. Julle hak vas op 'n plek. In my eie lewe was dit so. Vir seisoene het ek aan beloftes vasgehou. En ek hou nog steeds vas. En vanaand wil ek vir jou sê, die God wat die lagende Sara vasgryp in haar uur van wankelende geloof, volgende jaar hierdie tyd sal Sara 'n seun hê. Dit is aan die einde van jou krag, meneer. Mevrou, hoor wat ek vanaand vir jou sê, Boetas, dis aan die einde van ons eie krag waar God vir jou wag. Sjoe, hierdie is nou vir my, terwyl ek dit sê, besef ek nou eintlik wat ek sê. Dit is aan die einde van jou krag waar God vir jou wag. I surrender all to thee. Ek wil vir jou sê wat God sê sal gebeur. En ek is so opgewonde toe ek vanoggend wakker word en ek vat my foon en ek sien wat in Iran gebeur het, ek sien wat in Israel gebeur, want as jy vanaand die woord van God volg, sal jy sien dat die woord nooit lieg nie, en nooit homself weerspreek nie, en dit alles wat tans gebeur, is volgens plan, want God wil in die laaste dae nog steeds sy gees uitgiet. En hy sê vir ons dat as jy hierdie dinge sien, moet jy weet, ek wil nog steeds aan julle verskyn as die God van Abraham, Isak en Jakob. Hou aan glo, wanneer geloof belaglik raak. Want dit is eers dan wat jy God se dieptes ontdek. Ek hoop jy hoor vanaand, hoe praat die Here met jou en met my. Die God wat die lagende Sara daar
in die skaduwee van die tent wat sy verbygestap het, vasgryp in haar uur van wankelende geloof. Volgende jaar hierdie tyd sal Sarah seun hê. Dit is aan die einde van jou krag waar God vir jou wag. Of jy nou lag, en of jy nou glo, ek herhaal myself, God sal sorg dat dit gebeur. Daar was 'n bokser. Ek het nogal dit vanoggend aangeraak. En ek dink ek het dit nou al 'n paar keer op sosiale media gesien. Hulle het hom genoem Gentleman Jim Corbett. Hy was vir 5 jaar lank in VSA die swaargewig bokskampioen aan die einde van die vorige eeu. En hy het gesê, veg een ekstra ronde. Ek sê dit gereeld by plekke waar ek gaan praat. En ek dink julle weet dat ek dit al 'n paar keer op sosiale platforms gesê het. Veg daai een ekstra ronde. Wanneer jou voete so moeg is dat jy moet terugskuifel na die middel van die kruit, veg nog een ronde. Praat met jou vanaand, Boeta, sy sal luister. Wanneer jou arms so moeg is, dat jy kwaliek jou hande kan oplig om jouself te verdedig, in jou besigheid, in jou huwelik, in jou finansies, in jou siekte toestand, Stef, veg nog een ronde. Wanneer jou neus bloei en jou oë begin dof raak en jy nie meer weet watter kant toe nie, wil ek vanaand vir jou sê, veg nog een ronde, want dit is daardie een ekstra ronde wat jou en my laat wen. Ook vir jou en vir my in ons geloofskruid, waar ons elke dag is. Wanneer jy moet instap by 'n onkoloog, wanneer jy moet gaan vir bestraling, wanneer jy moet gaan vir chemo, wanneer jy moet gaan vir behandeling, wanneer jy by 'n oop graf staan, wanneer jy moet deel met seer, wanneer jy moet deel met bankrotskap, wanneer jy vanaand moet deel met werkloosheid, wanneer jou geloof moeg is, wil ek vanaand vir jou sê, veg nog een ronde. Ek wil jou vra, wel ek dink ek het my duidelik vanaand oorgebring, maar ek wil saam met jou bid. Jy opdra aan die Here, en ek wil graag hoor van jou deurbraak en jou ontmoeting met God. En baie keer is ons maar as mans en as vrouens geneig om te sê ons wag. Stef, ek wag. Stef, ek vertrou die Here. Maar dit lyk net of niks in plek val nie. Sy het gewag 24 jaar. Nog een ronde. Here, wanneer alles vir ons, rondom ons en in ons lewens 'n woestyn begin word, en dit voel dat dit nie eens my help om te huil nie. Here, dan hoor U my. Dan sien U my. Wanneer U sien hoe alles voor my doodgeloop het,
hoe dit dood gegaan het binne in ons, dan is dit U wat op die regte tyd 'n nuwe pad vir ons oopstoot. Sodat ek kan uitkom uit my vasgeloopte situasie. En nou bid ek vir jou vir krag en sterkte. Ek bid dat jy die moed sal hê vir nog een ronde. God se beloftes is ja en amen. Dankie Here dat U haar en hom toevou met krag en met sterkte. Mag hierdie jou week wees van genesing en voorspoed. 'n Baie goeie vriend van my, 'n groot politikus in die parlement. Ek het bykans 'n paar jaar gelede hier vir hom 'n groot verjaarsdagpartytjie gehou. En hy was nou die aand op die TV, hy is besig om te veg met kanker in sy lewe. En ek sien daai gees in hierdie boeta wat net sê, ek sal nie ophou, ek sal aanhou veg. Ek wil vanaand vir jou sê, hou aan. Ek het hierdie laaste week 'n paar keer gesê, hou aan stap. Nie terugkyk nie. My dagstukkies, elke dag as ek dit self lees, dan sê ek vir myself, waar het jy hier aangekom? Maar net omdat ek self ook op pad stap. Self elke dag dinge sien. En maar net iewers sit, of dit in die oggend is, voor die son opkom, of partykeer in die bad lê en dit skryf, besef ek net, ons God is 'n getroue God. Dit is vir my vanaand baie lekker gewees om saam met jou te kuier. Mag jy 'n besonderse week hê. Onthou, Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag aand tussen 8 en 9. Dieselfde tyd, selfde plek. Kyk uit om saam met jou te kuier. Vanaand het ek 3 ballerinas hier agter my. En ek skuif maar so van die een skildery na die ander een in die huis. Maar ek wil julle geniet my agtergrond ook daarin so 'n bietjie. In 'n besonder meer die woord. Want dit is oor wat dit gaan. Soos ek jou gesê het, ons is opgewonde oor, ek is baie opgewonde, dat in die volgende paar maande, ons ateljee gaan hê waar alles vanaf gaan doen, waar ons alles gaan van doen. En dankie vir jou wat hierdie blad in alle opsigte ondersteun en dit share. Ek sien ons staan op 3.7 miljoen views vir die maand. Ja, wel, ek dink Johannes 14 vers 12 sê die werke wat ek gedoen het, sal julle doen en nog groter die evangelie te kan versprei. Dit was lekker geweest om vanaand saam met julle te kuier. Weet dat julle is in my gebede en ek dink en ek bid vir elkeen van u. Goedheid en guns sal jou en my volg al die dae van ons lewens. God bless. Sien julle môre aand as die Here vertoef om te kom. God bless.